Ek nooi jy uit om saam met my die oë te sluit. En kom ons bid dan saam as gemeente. O Here, ons Here, as ons dan vra dat U hierdie dag vir ons sal seën, maar hierdie oomblikke in ons saam wees, in hierdie plek van aanbidding, gaan dit alles maar alles oor U. Here, help vir ons om weg te kyk van onsself af, dat ons al klein, nietig raak, en dat al wat ons voor ons oë sal hê, die kruis van Jesus sal wees. O Here, U is groot en almagtig, U weet van alles, U ken alles, en uit hierdie almag, kom sê U vir ons as ons versorger, ons Vader, Jy is myne, Jy behoort aan my. O Here, hoe wonderlik, om by U te kom skuil elke dag, om onsself en Here, ja, selfs ons geliefdes, en ons kinders hier na U toe te bring, en te weet, die belofte is vir alle tye waar. Dis hoekom ons onsself verbondskinders noem, want dieselfde verbond wat deur die eeue gesluit is met die volk, is ook vir ons, U nuwe volk. En ons is die volk, Here, nie deur iets wat ons gedoen het nie, maar alles deur wat Jesus reeds afgehandel het aan die kruis. En Here, ja, ons bely weer eens, hy het opgestaan. Ons Heiland, ons Here, ons vriend, die Here Jesus, ons voorganger, die Lam van God. Terwille van ons het hy die dood binne gegaan. Maar Here, ons weet, U is nie 'n dooie God nie. U lewe, en U lewe op hierdie oomblik, en U sit aan die regterhand van God die Vader. Here, ons bely dat die dag weer sal kom, dat U sal terugkeer. En daai dag sal 'n verskriklike dag wees vir die wat U nie ken nie, vir die wat U verwerp het, vir die van hulle wat U uitgenooi het in hierdie genade stroom van U, en nog steeds vir die donker gekies het, vir hulle wat nie die lig lief gehad het nie. Here, ons het U lief. Ons wil graag in die lig lewe. En ons kom bely die donkerte in ons eie hart. Ja, Here, die liefdeloosheid, met ander woorde ons sonde. Maar ons besef ook, juis omdat dit nie oor ons gaan nie, dat U vir ons teen U kom vasdruk soos 'n goeie Vader, U omhels vir ons die verlore kind, elke dag weer opnuut terug in die koninkryk. Here, help ons om nie te lewe, om anders te lewe. Ons bid dit spesiaal vir oggend dan, vir ons belydenisklaslede. Hier waar hulle vanoggend gaan kom sê, ja, ek maak 'n keuse, 'n besluit met my verstand en met my hart, om vir die Here te dien. En ek sal dit ook doen. Here, sien hulle harte raak, hulle opregtheid as hulle dit vanoggend hier kom doen. En vir die res waar ons swak en nietig is, waar ons onseker is, Here, wees U ons krag en ons skuld teen al die lelik in die wêreld wat ons wil seermaak. Maar Here, ons fokus nie nou daarop nie. Ons fokus juis op U en die verlossing. As ons uit die Bybel uitlees, as ons lees hoe Jesus met mense gewerk het, dan weet ek, dis dieselfde Here Jesus wat vandag nog met mense werk. Maar U is nie meer hier nie, Here Jesus, U is in die hemel. U gee vir ons die Heilige Gees dat ons, U hande en die voete, U oë, U ore en U mond moet wees. Ons is die draers van die blye boodskap van die evangelie. Mag die skriflesing dan nou bydra tot hierdie opgawe. Breek die woord vir ons oop, o Heer, U dienaars en dienaresse luister. Amen. Ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 8 uit, soos op die bord. Ek gaan nie woorde daar wys vir die van u wat dalk nie die Bybel vanoggend saamgebring het nie. Vir die van u wat wel Bybels het, ek sien Willem het sy Bybel vanoggend gebring hier buite. En sommer so terloops, so gepraat van Bybels, weet julle hoe mooi was dit vir my? Dis die eerste keer wat ek nou so iets beleef het, en ons kan dalk 'n gewoonte daarvan maak, so van die kerkskant af. Een van die ouers, ek gaan nou nie sê nie, julle weet wie hulle was, of die ouer paar, het vir elke belydennisklas lid met ons afrondingskamp so 'n groot leerband, 'n pragtige Bybel, die Bybel in praktyk, persent gegee. En dit was vir my nou so mooi gebaar. En ons lees dan uit hierdie wonderlike boek uit, want dit is meer as 'n boek. Dit is God se woord. Ons lees van die vrou wat op oorspel betrap is. En ek gaan ons voorgaan daarvan vers 1 af, ons lees tot vers 11.
Vers 5:35 sê terloops, hierna is hulle elkeen na sy huis toe. Maar Jesus het na die Olyfberg toe gegaan. Die volgende môre vroeg was hy weer in die tempel. En die hele volk het na hom toe gekom. Hy het gaan sit en hulle geleer. Die skrifgeleerdes en die fariseërs bring toe 'n vrou wat op oorspel betrap is en laat haar in die middel van die kring mense staan. Hulle het vir hom gesê, meneer, hierdie vrou is op heterdaad betrap waar sy oorspel gepleeg het. Moses het vir ons in die wet beveel dat om sulke vrouens te stenig. Maar wat sê u? Dit het hulle gevra om hom uit te lok, sodat hulle iets kon kry waaroor hulle hom kon aankla. Maar Jesus het gebuk, met sy vinger in die grond geskryf is. Toe hulle aanhou om te vra, het hy regop gekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip optel om haar te gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskrywe. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop. Die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou, daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. Skriflesing tot sover. Waar is daai beeld van die wie van u ken dalk hierdie beeld? Ek wonder, was al dalk van u wat al in Rio de Janeiro was? Toevallig. Ek wonder wie van ons het al daar gaan toer. Nie een van ons nie. Ja, nee, raak nou te duur deesdae om te gaan toer, maar u ken daai beeld, dit is Christ the Redeemer. Christus Redentor. 'n reusagtige beeld daar op 'n heuwel, 'n berg daar buite hierdie Brasiliaanse dorp, en soos jy sien, jy ken daai beeld, is hy met sy arm so uitgestrek oor die hele stad. En amper al 7 miljoen van die mense wat daar bly, kan opkyk elke dag en hierdie beeld van Christus raak sien. Christ the Redeemer. Christus die Verlosser. 2200 meter bokant Rio. Die kopsel is omtrent alleen 3 meter hoog. Hy is gemaak van 320 ton Brasiliaanse teëls. Daar's 2 dinge wat nogal vreemd is van hierdie beeld, liewe gemeente. Kom ons kyk gou daai volgende skyfie. As 'n mens na die beeld se oë kyk, goed, baie beelde het mos so al vir 'n oog wat lyk of dit blind is en so. Maar dit is so amper of die persoon wat hom ontwerp het of gemaak het dan nou, hulle kon amper pupille ingesit het om dit meer menslik te maak. Dit lyk amper of hierdie Jesus daar, hierdie beeld van hom, blind is. Op die volgende skyfie asseblief. En as mens nou mooi kyk, is daar 'n hartjie op Jesus se, of die beeld van Jesus se borskas, om natuurlik seker iets van sy liefde uit te druk vir mense. Aan die buitekant. Ons gaan maar die volgende skyfie daar plaas. Dankie bord. Dit het my so 'n bietjie laat dink. Dit is 'n mooi beeld, en ek dink tog, ek weet nie wat maak ons van die Bybelse gebod dat jy nie mag 'n afbeelding maak van God nie. Jesus was mos nou ook God gewees, maar ons het tog prentjies van Jesus in die kinderbybels nie waar nie. Ek dink daarmee glo daarmee die Here
hulle aanbid ons daarom nou nie daai beeld nie. Dis 'n herinnering van Jesus, maar in elk geval, feit van die saak is die beeld staan daar. En vir my persoonlik het dit nogal laat dink aan die tipe Jesus, die tipe Christus wat baie mense wel aanbid. 'n eienaardige anderse tipe verlosser as wat die Bybel aan ons verkondig. So 'n tipe Jesus wat 'n baie goeie figuur was of man was, daar ergens deur in die geskiedenis, en ons het as kind van hom gehoor in die kerk, of ons lees so af en toe van hom in die Bybel, maar dat hy nou nie regtig veel meer is as 'n iemand wat jy weet lank terug gelewe het nie. Dat dit dalk 'n tipe Jesus is wat maklik is om te hanteer, want ons lewe in 'n tydperk van groot gemaksigtigheid en gerief. Dit wat ons tot ons beskikking vandag het, om ons lewe lekker en gerieflik te maak, het mense van skaars 50 jaar terug, 100 jaar terug, nie van geweet nie. Ek wil hierse mense vanoggend wat groot geraak het sonder 'n spoel, toilet en krag as kinders. En so wil ons dan nou 'n Jesus hê wat ook daar vir ons gerief is, wat maklik hanteerbaar is, 'n Jesus waar ek eintlik vir hom sê wat hy vir my moet gee en doen. Maar die Bybel praat van afgodsdiens. Is dit nie afgodsdiens as ek vir my 'n prentjie van Jesus skep in my kop en dit uitleef, 'n Jesus wat by my aanpas nie, in plaas van ek wat by hom aanpas, waar ek sy woord op sigwaarde neem en sê dit is die waarheid, en die Bybel vra nie, Jesus vra nie van my, ek moet kies wat is reg en verkeerd in my lewe, en ek kan maar doen net wat ek wil en hy sal dit goedkeur of seën nie. Ek aanvaar dit, want dit kom van God af. Ek is nie in beheer nie, hy is in beheer. Hy is nie die een wat net moet gee en gee en gee vir my nie. Ek is tot sy diens. En om terug te kom na daai beeld toe, ek dink dis die tipe Jesus wat party mense wil aanbid of wel aanbid. Nie die Jesus van die Bybel nie. 'n blinde Jesus wat kan hartseer en pyn miskyk van sommige mense. 'n Jesus met 'n hart van klip wat niks vir my beteken nie. Net so goed as daai beeld daar op 'n berg, 'n stuk klip. 'n Jesus wat ver is, onbereikbaar. 'n Jesus wat nie die nood van die wêreld raak sien nie. Dis mos nie die God wat ons aanbid nie. Dis nie die Here Jesus wie se lewe ons vier in ons samekoms as gemeente nie. Ons aanbid Jesus soos die Bybel hom vir ons voorstel. Belydennisklas gemeente. En waar sien ons Jesus se regte hart en sy regte oë raak as hierdie vertelling? Waar daar 'n vrou is, wat haar omstandighede was, die weet ek nie. Maar nou wonder ek net by myself, God weet ons alles van ons. En God het geweet wat op daai dag was sy daar in daai kring sit van mense, vernederd, seker al 'n bietjie opgedons deur die wat haar gesleep het soontoe. En wat deur haar kop gaan? Hoe was sy as jonger meisie gewees? Het sy ook dalk ook by geleentheid 'n tipe van geloofsbelijdenis afgelê? Wat is die omstandighede gewees van die man saam met sy wie betrap is? En net so terloops, waar was die man met wie sy hy is mos net so skuldig. Maar in elk geval, dit was om Jesus te versoek, sê die Bybel. Hulle wou Jesus kil, hulle wou hom op die bos lei. En dan, hoe wonderlik, dat ons Jesus se gesindheid, sy ware gesindheid sien. As hy so amper so vir hulle 'n soort van ignoreer, en iets op die sand skryf, en vir hulle sê, as jy kan oordeel, enige een van julle wat hier sit, tel die eerste klip op en gooi. En oomblikke later, al wat ons daar sien is die klippe wat so lê. Die mense, daai skrifgeleerdes is weg. En dis Jesus en hierdie vrou, alleen daar in die middel. En hy vra van mevrou, is daar niemand wat jou geoordeel het nie? En hy as God mens geword, waar ons God ten volle kan leer ken, soos wat hy homself aan ons openbaar, sê Jesus, ek doen dit ook nie.
Want hy is die een wat die prys kom betaal. Hy is die een wat ons lewens in ons hande het, van kindsbeen af tot vandag toe. Vir ons en ons kinders, belydennisklas, mag julle weet, hy het klaar gespreek. Hy oordeel jou ook nie. Elkeen van ons het 'n unieke persoonlikheid. Ons lyk anders, ons tree anders op, ons dink anders. En in die koninkryk van God glo ek, daar is 'n verskeidenheid van sienings en uitkyke moontlik. Maar Jesus sê vir die vrou 'n laaste ding. Hy sê, gaan en moenie meer sondig nie. Ons vier dit met die nagmaal vandag. Ons vier dit as jong mense van skaars, hoe oud is julle? 16, 17. Kom sê, ek glo in hierdie verlossing. Ek glo in dat hierdie man wat 2000 en wat jaar terug hier was op aarde, nie net 'n gewone mens was nie, maar hy was ook ten volle God gewees, dat hy vir my sondes betaal het, ten volle. As ek daai kelkie drink en ek voel die wyntjie of die sappie hier afloop, dan weet ek, so seker is daai bloed vir my aan die kruis gevloei. Het sy liggaam gebreek soos daai broodjie vir my aan die kruis. Ek mag dit vier, want dit is vir elkeen van ons, en dit is verniet. En Jesus kom sê ek vandag vir jou, ek oordeel jou nie. Maar geliefdes, waar is ons Here Jesus op die oomblik? Loop hy nog hier buite rond en bid vir mense en genees mense en lei hulle na die Vader toe? Nee, hy sal weer terugkom. In belydennisklas, ek en julle en almal hier vanoggend wat glo, sal voor hom staan daai dag. En dis nie 'n dag om te vrees nie. En as hy vir jou sou vra wat hy nie gaan doen nie, hoekom moet ek jou toelaat in my koninkryk? Laat ons nie kom met simpel menslike redenasies, ag Here, ek het daarin probeer in my lewe. Here, ek het daarin probeer om vir mense lief te wees. Ek het daarin probeer ek het daarin kerk toe gekom en al daai goed. Dit gaan nie oor jou nie. En ons het dit oor en oor veral op ons afrondingskamp vir mekaar gesê. Die enigste antwoord wat ons sal kan gee is, Here, natuurlik verdien ek niks nie, maar U het reeds die prys betaal. Daarom het ek vrye toegang tot die koninkryk. Want tussentyd vra ek weer, wie gaan Jesus se werk doen? Wie gaan Jesus se oë wees? Wie gaan sy mond wees? Wie gaan sy hande en sy voete wees? En ons leer, dit is die kerk. Wie is die kerk? Waar is die kerk? Elkeen van u wat vanoggend hier sit. Ek glo meeste van u het al by 'n punt gekom waar jy nie net gedoop is en die teken ontvang het van die verlossing nie, maar waar jy met die mond en met die hart gesê het, ja, ek lê belydenis van geloof af, ek doen dit amptelik hier voor almal in die kerk, dat daar baie getuies is. Ek doen dit voor God en ek doen dit aan myself. Belydenisklaslede vanoggend dis nie soos 'n towerstafie wat geswaai word nie, maar dit is ook in 'n sekere sin, gaan julle van amptelik op die kerk se boeke, van dooplidmate na belydende lidmate. En hoe gaan julle plekkie vol staan, vra ek weer vir julle, hierso in hierdie gemeente, julle is volgende jaar matriek, en miskien gaan julle verder studeer, maar die res van jou lewe, dis 'n vraag aan elkeen van ons vanoggend, waar ek om aansit aan die tafel van die liewe Here, waar ek sê, hierdie was ook vir my gewees, dan moet ek ook vra, Here, maar hoe wil U vir my gebruik? Help my om dan nie te oordeel nie, want U oordeel nie. Help vir my om vry te spreek, want U het my vrygespreek. Help vir my om liefde te betoon, en om teen die sonde te veg elke dag, in U naam. Want U kom gee dit alles vir my, vir my kinders. Kan ons vir iets meer vra as dit? Ag, Here, nooi vir ons uit, om te kom sê vir my wat jy nodig het. Ek wil vir jou graag voorsien, maar hy het reeds voorsien. Ons het alles wat ons nodig het, vir hierdie lewe en die volgende een, want God is getrou. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons besef, ons is ook maar dikwels, soos wat ons daai verhaal lees, meer in die skoene van die ontugtige vrou daar in die middel van die kring. Ons verdien niks nie.
Ons is afhanklik 100% van U vir alles. Maar dankie dat U die een is wat na ons toe kom. Vir ons met U vaderlike oë in ons oë kom kyk. U wat alles van ons weet. U wie se hart vir ons brand van liefde, soveel so dat die lewe van ons Here Jesus nie 'n te groot prys was om te betaal nie. Mag ons vandag iets besef met die lees van die woord en met die gebruik van die nagel, net so ietsie, Here, van U groot, onsagwekkende, volmaakte liefde vir ons. Dankie dat ons die voorreg kan hê in hierdie lewe om ook iets daarvan, hoewel dit halfhartige menseliefde is, ook aan ander te kan gee. Here, dankie dat ons liefde in ons harte kan uitstort vir ons kinders. Hier sit vanoggend 3 jong lidmate wat dit ook nie aldag maklik gehad het nie, Here. Wat ook deur diepe waters en beproewings is, maar wat vandag nog steeds kan sê dat hulle glo in U en dat hulle U liefhet. Here, woorde is maar het seker betekenis, maar as die woorde nie in dade oorgaan nie, dan beteken dit dat ons vir U sê ons het U lief eintlik niks nie. Ons bid dan deur die Heilige Gees, laat dit wat uit ons mond uitkom nie net lippetaal sal wees nie, maar uit ons harte uit sal kom. En dat die Heilige Gees vir ons sal lei, dat in ons optrede, ons iets van Christus die Verlosser mag gaan uitstraal, as individue en as kerk, dat ons oë en harte sal hê, soos U. Ons bid dit dan in U naam, in die naam van die Here Jesus, My ons naam Verlosser. is Willem Brits. My Bybelvers Amen. is Spreuke 3 vers 6. Ken hom in alles wat jy doen, en hy sal jou die regte pad laat loop. Ek wil graag belydenis van geloof aflê, want ek ken die Here Jesus en wil hom volg. Ek wil my geloof openlik deel en saam met ander gelowiges groei. My naam is Ronaldo Fakondini. My Bybelvers is Romeine 5 vers 5. En die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Gemeente, familie en vriende, vandag is vir my spesiaal, want ek lê geloofbelydenis af. Ek wil openlik vandag sê, ek glo in God en dat ek hom wil volg. Toe ek gedoop is, het my ma die belofte gemaak om my in die geloof groot te maak. Vandag bevestig ek daardie belofte self. Geloofbelydenis beteken vir my dat ek my geloof nie net vir myself hou nie, maar die Here dien, openlik, saam met die wêreld, en deel is van hierdie gemeente en God se kerk. Mag God my help om elke dag getrou te bly en elke dag sy lig te laat skyn. My naam is Len-Marie Jordaan. My Bybelvers is Psalm 55 vers 23. Laat jou sorge aan die Here oor. Hy sal vir jou sorg. Hy sal die regverdige nie in die steek laat nie. Ek wil graag belydenis van geloof aflê, want ek wil God se wil en liefde uitvoer elke liewe dag van my lewe. Belydensklas, soms so vir die gemeente, so onthaalwe ook, elke belydensklas lid kry die geleentheid om belydenis van geloof af te hê, wanneer hulle graag sou wou. So niemand word geforseer om in klasverband, hier aan die einde van die jaar dit te kom doen nie, so wees asseblief verseker daarvan. Hierdie 3 jong mense het net besluit, hulle het vir my gesê, hulle wil graag, omdat hulle al so vir jare saamkom, hier so in die gemeente ook, en met die sondagskool, wil hulle dit saam doen, want hulle is ook al goeie vriende en maats. Kan ek sommer net gehoor, ek het wel vergeet, ek moes julle vanoggend gevra, wie van julle is in die gemeente gedoop? Is jy hier gedoop, Ronaldo? Hoe spesiaal is dit nie? Want ouers, onthou julle daai dag wat julle met daai oupa babietjie in die arms gestaan het, en 'n dominee, ek wonder of jy nog die dominee se naam onthou, daai teken gegee het van God se verbond. Nou julle is verbondskinders. Julle is van die begin af ingesluit in die genade van die Here, maar die Bybel sê dat jy met jou hart glo, moet jy met jou mond bely. En dit doen julle vandag. En almal gaan hoor, en ek weet daar's 'n Vader in die hemel wat dit ook hoor. So die beloftes wat vir julle toegesê is in die doop,
eintlik antwoord julle dan nou vandag op dit. En jy kon sê, ek behoort aan God. Hy is my verlosser, hy is julle verlosser. Jesus het vir my ingetree by God die Vader. En dat die Heilige Gees ook in jou hart woon en vir jou te lei elke dag. So ons bely met ons monde julle wat julle ook in die hart glo, dat julle hom vertrou volgens sy woord. Julle beloof ook dat julle getrou sal deelneem aan die werksaamhede en die aktiwiteite van die kerk en in sy diens buite die kerk, waar julle ook al mag gaan. Om te volhard in gebed, om te bid elke dag, innig te bid, om die Here aan te roep. Julle beloof dat julle in alle terreine van die lewe om deur woord en daad sal probeer verheerlik. En ek glo, as julle opregte voorneme, dat julle hierin wil volhard, en steeds groei daarin elke dag. En daarom versoek ek julle om dan vandag 3 jong vriende voor God en sy gemeente op die volgende vraag opreg te antwoord. Glo julle dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydenisse van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle leringe en leerstellings wat daarvan afwyk te verwerp? Bely jy dat jy die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser gemaak het en dat jy hom liefhet? Ekskuus dat hy jou persoonlike verlosser is, ons maak hom nie ons verlosser, hy is jou verlosser. Maar beloof jy hom te dien, sy naam getrou voor die mense te bely en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? Elkeen van julle afsonderlik, wat is julle antwoorde hierop? Lenmarie, wat is jou antwoord? Wonderlik. Ronaldo en Willem. Liewe gemeente, ek vra dan asseblief dat u hierdie 3 belydende lidmate sal aanvaar dat u vir hulle sal bid. Hulle het nou beloftes afgelê, maar maak in jou hart vandag ook 'n belofte voor die Here dat jy vir hulle sal bid. Here, ons dankie en loof U en prys U dat jong mense nog steeds in hierdie dag en eeu die bereidwilligheid het om op te staan vir U en vir U woord. Here, dat U ook die liefde en genade aan Lenmarie en Ronaldo en Willem betoon het. Dat hulle weet waar kom hulle verlossing vandaan. Here, begelei tog vir hulle op die res van hulle lewenspad. Dis nie asof hulle nou eers deel van die kerk raak, nou dat hulle bly van geloof afgelê het nie. Hulle is dit al lankal. Hulle is al U kinders voordat hulle gebore is. Hulle kom antwoord maar net vandag eenvoudig op 'n amptelike manier. Maar wat gaan saak maak is wat hiervan af verder gebeur. Seën dan vir hulle, hou vir hulle vas, sterk vir hulle, o Heer. Wees vir hulle God elke dag, sodat deur hulle woorde en dade, hulle kinders ook eendag sal kan sê, ek weet, waar kom my heil vandaan? Want ek het gesien hoe lewe 'n kind van die Here, hoe praat 'n kind van die Here, hoe dink 'n kind van die Here. Seën dan ons 3 jong vriende, asseblief Here, amen. En julle kan dan sommer nou draai na die gemeente toe, terwyl hulle vir julle sing, en dan gaan ek vra dat ons leier ouderling saam met my daarom net vir julle gelukwens vir julle en die ouers, en ek dink die sertifikaatjies wat ons julle gaan gee, en dan moet julle nie weggaan nie, want dan gaan ons die nagmaal saam vier. From